blaai ons na Jesaja 40 toe. Vers 27, kort stukkie wat ons lees, maar ons gaan baie praat. Ek sien ons kom al vinniger by die tekste uit alreeds. Waarom sê jy dan, o Jakob, en spreek jy, o Israel, my weg is vir die Here verborge, en my reg gaan by my God verby? Weet jy dit nie? Of het jy dit nie gehoor nie? 'n ewige God is die Here, skepper van die eindes van die aarde. Hy word nie moeg of mat nie. Daar is geen deurgronding van sy verstand nie. Hy gee die vermoeide krag en vermenigvuldig sterkte vir die wat geen kragte het nie. Die jonges word moeg en mat en die jongmanne struikel self. Maar die wat op die Here wag, kry nuwe krag. Hulle vaar op met vleuels soos die arende. Hulle hardloop en word nie moeg nie. Hulle wandel en word nie mat nie. Ja, dis waaroor het gaan vanmôre. Die arende. Nou, ek gaan vanmôre maar meer inleidend praat. Ons sal later by die dieper insigte en feite kom oor hierdie diep saak. Maar dit gaan oor God se arende. En daar is 'n baie mooi beeld in die natuur wat ons kan gebruik om dit te verduidelik, en dit is die regte arend. Daar's 'n waarskuwing net eerstens. Hulle sê, when you soar like an eagle, wanneer jy opvlieg soos 'n arend, you attract the attention of hunters. So as jy 'n arend wil word, dis dalk nie nou een nie, maar in die proses wil jy dalk ook 'n arend vir God word, dan moet jy weet, daar's jagters op jou spoor. Die jagters is op jou spoor. So dis 'n baie diepgrondige besluit wat 'n mens moet maak as jy op hierdie vlak wil gaan en in hierdie dimensie wil ingaan. So dis nie sommer net, ek gaan nou 'n arend word en ek gaan vlieg nie. Die vraag is, waarom praat ons oor arende? Ek gaan net eers die verduideliking gee van waar dit in die Bybel bevestig word op 'n baie sterk manier. En dit is verskillende voorstellings vir Jesus in die evangelies. Ons gaan by die arend uitkom. As ons kyk na Esegiel 1 en Esegiel 10, dan sien ons daar 4 sulke diere rondom die troon. Dis gerubs. Die een se aangesig is soos die van 'n mens. Die ander is soos die van 'n bees. Die ander is soos die van 'n leeu. Die ander een is die van 'n arend. Daar sien ons alreeds die arend. Nou die 4 evangelies word uitgebeeld in hierdie 4 gesigte. En dit het 'n baie diep betekenis in die evangelies wat ons nie nou oor gaan praat nie, maar Matteus stel die leeu van Juda voor en is 'n evangelie wat geskryf is vir die Jode. Markus stel Jesus as die bees voor en dis vir die Romeine geskrywe. Miskien wonder jy hoekom. Dan is Lukas wat die mense gesig voorstel, Jesus as die seun van die mens, en is vir almal mense geskrywe. Dan Johannes is die arend, waar Jesus voorgestel word as die arend van God, wat die gesig van die arend uitbeeld in die evangelie van Johannes, en hy is geskrywe vir kinders van die Here. Ander kan dit ook lees en verstaan, maar die kinders van die Here moet hierdie boek bestudeer dag en nag, want dit is een van die beste leidende geskrifte in die hele Bybel vir 'n kind van God, om in die dimensie van die Heilige Gees in te beweeg, om in die dimensie van God in te beweeg, en saam met die Here in die hoogtes te verkeer. Goed, die arend, net so 'n paar dinge omtrent 'n arend. 'n Arend is nie 'n arend deur sy keuse nie.
Hy het nie besluit ek wil 'n arend word nie. Hy het nie besluit ek gaan nou vandag begin vlieg nie. Arende is arende deur geboorte. 'n Arend word nie gemaak nie, hy word gebore. Kinders van God word ook nie gemaak nie, hulle word gebore. Om 'n arend te wees, hoenders kan 1000 keer probeer om 'n arend te wees. Hulle sal nooit slaag nie. Nooit nie. Want hy's nie 'n arend gebore nie. 'n Mens word ook nie 'n geestelike arend deur 'n keuse of deur jou godsdiens nie. Jy mag dalk so dink, my godsdiens kan so fantasties wees, dat dit my stimuleer en dat dit my selfs deure vir my oopmaak. Maar 'n mens word nie 'n geestelike arend deur jou godsdiens of deur jou keuses nie. Jy word slegs arend deur 'n geboorte. Dit is die kern van die saak. Johannes is die evangelie vir die arend, en hierin is die kinders van God se arende beskrywe. Hier word die dimensie opgemaak waar die arende van die Here in beweeg. En as jy nie daarin is nie, moet jy vanmôre maar sleg voel oor jouself. Want dit is iets wat jy mis, wat ontsettend duursaam is, en wat ontsettend stimulerend is vir die mens se innerlike gees, siel en liggaam ook. Die vraag is, wie is kinders van God? Wie is kinders van God? As ons na die mens kyk en ons kyk na u vanmôre, dan sien ons daar's 'n verskil tussen hierdie mens wat hier sit en die mens daar buite. Hulle is sigbaar kinders van die Here. Nie almal nie. Want mense kan met maskers ook loop en maak of hy 'n kind van die Here is. Maar hulle is in 'n ander dimensie as die mense van die wêreld. God se mense leef in 'n ander dimensie. En eintlik is dit skandalig dat ek dit moet sê. God se mense behoort in 'n ander dimensie te lewe as die wêreld daar buite. Efesiërs 2 sê Paulus vir sy gemeente, julle is lewend gemaak saam met Christus. Uit genade is julle gered en saam opgewek en saam laat sit in die hemele in Christus Jesus. Hoor wat sê Paulus? As jy 'n kind van God is jy in die hemele saam met Christus Jesus. Dit beteken in prakties Afrikaans, jy's in die dimensie waar God is, as jy weergebore is. Anders is jy nie weergebore nie. Anders is jy waaragtig nie 'n kind van God nie. En dit moet mense vanmôre weet, binne en buitekant. Sommige leef in die vrye ruimtes van God, maar helaas, daar's baie mense wat hulle lewe in godsdiens deurbring, in diep godsdienstige rituele en allerhande dinge, betrokkenheid in die kerk en in allerhande goed, en lees Bybel en bid en gaan te kere, maar hulle is waaragtig nie weergebore nie. Hulle is nie arende nie. Ja, die lewe in Christus is soos die lewe van 'n arend. Dit behoort so te wees, en daarom moet ons hierdie dinge ter harte neem. Dis ernstig, dis baie ernstig. Sommige leef in die ruimtes daarbo, maar sommige leef ongelukkig ook in die vlees, kinders van die Here. En dan word hulle beeld heeltemal verdof deur die vlees, en hulle lyk nes die wêreld, en hulle is nes die wêreld, en hulle doen nes die wêreld. Die selflewe maak hulle bekend. Mens word baie gou bekend as jy vir jouself lewe. Hierdie ding van wat Paulus sê, raak nie aan nie, roer nie aan nie, jy moet nie op my tone trap nie, jy moet nie met my verskil nie, jy moet nie my afronteer nie, jy moet nie met my sukkel nie, raak nie, smaak nie, roer nie aan nie. Dis die mens wat miskien weergebore is, maar wat teruggeval het in 'n hoenderhok in. En hulle verruil die dimensie van die arende vir die van hoenders of kraaie. Jammer daaroor, maar dit is so. Ons kyk nou vanmôre net na die dimensie van die arende.
om jy te vergewis van hoe 'n heerlike saak God vir ons wil gee. Hoe heerlik hy jou wil laat wees op aarde. Die heerlikheid van God wil hy op ons afbring. Daarom sê ons is in heerlikheid saam met Christus in die hemele, as jy 'n arend is. Die dimensie van die arend word baie mooi beskryf in 'n teks in Hebreërs 12, waar hy sê, julle het gekom by die berg Sion, en die stad van die lewende God, die hemelse Jerusalem en 10.000 engele, by die feestelike vergadering en die gemeente van die eerstgeborenes, wat in die hemele opgeskrywe is, en by God, die regter van almal, en by die geeste van die volmaakte regverdiges, en by Jesus, die middelaar van die nuwe verbond, en by die bloed van die besprenkeling, wat van beter dinge spreek as Abel. Daar is my nie 'n mooier beskrywing as die dimensie wat hier beskrywe word, waar God praat van wenners in Christus, wat daar gekom het, by al hierdie wonderlike dinge. Geen voëls vlieg saam met die arende in hierdie dimensie nie. Soos die wêreldse mense nie verstaan wat God se kinders beleef nie, soos daar ongelukkig baie kinders van die Here wat nog nie verstaan, waar moet ek my bevind? Waar moet ek wees? Waar moet ek my lewe sluit op hierdie aarde nie? Is dit hier op die grond, saam met die hoenders, en daar in die lug saam met kraaie, valsheid, of is dit saam met die arende, soos 'n arend? Die dimensie van die arend word hier beskryf en is pragtig. Julle het gekom by al hierdie dinge, as jou hart oop is vir die werkinge van die woord en die Heilige Gees. Die tweede ding wat ek wil noem is die visie van die arend. Geen ander voël kan sien soos 'n arend kan sien nie. Geen mens kan sien soos kinders van God kan sien nie. Hy sien dinge wat verander onsigbaar is, wat glad nie verander bestaan nie. Arende besonderse oë. 'n Mens se oë het 200.000 ligsensitiewe selle in elke vierkante millimeter. Dis iets onbeskryfliks. Dis 'n wonderwerk van God, hierdie 2 oë van jou. 'n Arends oë het 1 miljoen sulke ligsensitiewe selletjies in sy oog. Meer as 1 miljoen. Mense het 'n enkel visie, ons kan dit so sien. Arende het 'n dubbelvisie, hulle kan allerhande plekke gelyktydig sien. Mense oë kan 3 basiese kleure onderskei. Arends oë kan 5 basiese kleure onderskei. En dan arende, soos hulle dit noem, met 'n 572F visie. Hy kan 'n voorwerp tot 8 keer vergroot na hy dit die eerste keer sien, so hy kan infokus en vergroot en in detail soos in 'n mikroskoop kyk na dit wat hy sien. Op 'n hoogte van 4000 meter kan 'n arend 30.000 hektaar fyn kam en klein prooi en minimale beweging sien. Wat het dit met ons te doen? Dit het alles met ons te doen. Kinders van God wat waarlik met die Heilige Gees vervul is, sien dieper dimensies en sien dieper dinge wat ander mense glad nie raak sien nie. Hulle kyk ook nie horisontaal na dinge nie. Daar's een boek in die Bybel wat horisontaal fokus en dis die boek Prediker. Die ander is altyd vertikaal. Al die boeke. Prediker fokus horisontaal om vir die mens te wys wat is 'n mens as hy soos 'n hoender rondloop op die aarde. Maar 'n arend, die wat arends oë het, sien diep insigte van God. Hulle sien dieper dimensies. En daarom is die Bybel nooit uitputlik vir sulke mense nie. Hulle hou aan die Bybel bestudeer en elke keer wat die Bybel bestudeer, kom daar nuwe dieptes tevoorskyn. Jy kan een teks vir jou lewe lank bestudeer. Johannes 3 vers 16, die bekendste teks in die Bybel, is daar sulke dik boeke geskrywe oor daai teks. En hy's nie uitgeput nie. En is teoloë, dis mense wat professore en goed is in teologie wat daai goed skryf. Dit is die dimensie van die kind van God se oë.
om die Bybel in diepte te bestudeer en van ver af te sien waarop fokus die Gees van God my oë as hy 'n teks in my bekend maak en lewend maak vir my. Dan moet jy daar bly, totdat jy sien, soos die arend sien, 30.000 hektaar in een teks kan jy lees. Dis die vergelyking. Arend het hulle eie liedere ook. Geen ander voël kan 'n arend se lied sing nie. Dink aan ons visarend, die mooiste geluid wat jy kan hoor. Daar is net nie 'n ander voël wat dit kan maak nie. Net nie een nie. Ons liede is anders, want dit het ewigheidswaarde. Die samestelling van die liedere van 'n kind van God is ewigheidswaardes wat daarin opgeneem is, daarom sing ons dit. Dit is terapeuties en genesend vir mense om te sing, om goddelike liedere te sing. Ek praat nie van die wêreldse goed nie. Dit rym met die hemelse atmosfeer as 'n kind van God begin sing. Jy maak kontak met die dimensie daarbo. Die engele luister na jou. Die Here luister na jou. Hoor dit. God luister as jy sing. Daarom is dit so hartseer as 'n mens hier staan en jy kyk en mense se lippe beweeg nie as hulle sing nie. En dit is die diepste vorm van gebed, is sang. As jy nie kan jou mond oopmaak wanneer jy sing nie, dan beteken dit jy kan nie bid nie. Reguit gesê, dan beteken dit jy kan nie bid nie. Efesiërs 5 sê, spreek onder mekaar met psalms en lofsange en geestelike liedere en sing en psalmsing in julle hart tot eer van die Here. En as jou hart begin sing, sal jou mond oopgaan en jou mond sal begin sing. Al is dit in die bad of in die stort. Kolossense 3 sê, laat die woord van Christus ryklik in julle woon in alle wysheid. Kyk soos 'n arend na die Bybel. Leer en vermaan mekaar met psalms en lofsange en geestelike liedere en sing in julle hart met dankbaarheid tot eer van die Here. Sing vir mekaar, sing met mekaar. Waarom moet ons dit terughou? Ek kry altyd skaam as ek in 'n Pinksterkerk gaan optree en ek sien hoe sing daai mense. Verskriklik openhartig, die monde staan oop, jy sien net tande en jy hoor net hoe sing hulle. Dit is hoe dit moet wees in 'n kerk. Daar moet geluid wees. Dan is jy in die arend se dimensie, want 'n arend sing. Hy laat hoor daarbo, ek is 'n arend. Hy gaan nie stil bly nie. Daar by ons op die plaas kom ek elke môre uit. Soms dan hoor jy die visarende daar ver. Dan sien jy kom hulle nader. Al die tyd hoor jy sing hulle, skreeu vir mekaar. Dis die lieflikste geluide. Nou sulke geluide moet kinders van God maak in die dimensie van die Heilige Gees. Om jou stem te laat hoor, want God het vir jou 'n stem gegee om hom te besing. Hy sê, ons leer en vermaan mekaar met psalms en lofsang en geestelike liedere. En sing in julle hart met dankbaarheid tot eer van die Here. Sang is die hoogste vorm van gebed. Die tragedie van sonde kom ook hier ter sprake as ons van arende praat. 'n Arend sondig ook soms. Kinders van God sondig ook soms. As ons sê ons het nie sonde nie, sê Johannes, dan lieg ons en maak God tot 'n leienaar. Maar dit sê nie ons moet daai dimensie verlaat en altyd weer hieronder rond ploeter nie. Sonde kan soms gedefinieer word as om die doel te mis. Baie mense doen sonde deur hulle skepingsdoel te mis, deur hulle lewensdoel te mis. Hoekom is ek hier? Ek gaan maar net aan. 'n Arend het altyd 'n doel. Aardsgebondenheid is sonde om saam met die laer klas wesens te lewe en tevrede te wees daarmee. Ek praat nou van 'n arend saam met hoenders. Hy kan nie tevrede wees daar nie. Daar's baie ander ding wat sonde is. Maar selfs arende kan daardeur val, want sonde word
'n wortel wat groei en vrugte van sonde dra. Die arend sondig nie as hy in die lig is nie. Hy sondig wanneer hy op die aarde kom sit, waar hy nie hoort nie. Hy hoort nie hier nie. Hy hoort naaste by op die aarde, die naaste wat hy daarin kan kom is om daar hoog in die berge, op die hoogste pieke sy nes te maak, en daar vandaan na onder te kyk, want hy word ook moeg. Hy het ook rus nodig, maar hy rus nie hieronder nie, hy rus daarbo op die hoogste rotse van die hoogste berge. So baie sondig. Romeine 6:23 sê, want die loon van die sonde is die dood. Daarom wil God nie ons moet sondig nie, want sonde bring dood. In die eerste plek geestelike dood. Daar mag mense wees wat hierna luister wat geestelik dood is. Die loon van die sonde is die dood. As 'n arend saam met hoenders beginne lewe, dan sterf hy. Sy visie sterf, sy lied verdwyn en sy krag verdwyn. Daar's 'n legende, 'n Indiaanse legende van 'n arend. Hierdie arend was baie sterk en hy daar in die lande gewoon waar ys soms by die berge losbreek en in die rivier afkom. Dan het hierdie arend sy vis gevang en dan gaan sit hy daar op daai lekker stuk ys waar niemand hom kan pla nie en hy eet sy vis en stelselmatig beweeg hy af onder toe. Hy het ook geweet daarvoor is 'n groot waterval, maar hy het sterk vlerke gehad. En as hy die gedruis van die waterval begin hoor, dan styg hy op en dan gaan hy terug en gaan haal hy 'n volgende stuk vis en 'n volgende stuk ys en hy kom terug. So het hy sy dag deurgebring, dag na dag. En hierdie arend het so in sy situasie betrokke geraak, dat hy nie meer gefokus het op allerlei dinge nie. En eendag toe gaan sit hy daar op 'n stuk ys met 'n vis. En hy dryf af. En hy vergeet alles rondom hom. En hy geniet hierdie vis verskriklik. En hy eet en hy eet. En die geruis van die waterval kom nader. En die ander voëls begin skreeu en sê, styg op, die waterval is naby. Die arend hoor hulle nie, want hy is so besig met hierdie lekker vis, en hy hoor hulle nie. En toe hy sien, hy is naby die waterval, het raak gevaarlik, toe wil hy opstyg. Maar hy arend se voete het aan die stuk ys vasgevries, en hy is daar die afgrond oor. Dis wat met 'n mens gebeur met sonde. Sonde vries jou vas aan die dood. Die loon van die sonde is die dood. So, hierdie is die probleem met kinders van die Here, dat ons word vasgevries aan sonde, of aan die ding wat jou dood veroorsaak. En jy is besig om met daai ding besig te wees. Baie mense is so vasgevries aan hierdie lewe, met sy uitdagings en sy lekker dinge, die sonde van die lewe, dat hulle nie die waterval hoor nie. En dan sterf hulle soms 'n aaklige dood. Eers geestelik, want alles word stil, ek is besig met myself, ek is net besig met my dinge, ek gee nie om wat om my aangaan nie, want solank ek net kan lekker kry. Die pendulum van die lewe swaai tussen plesier en pyn. Hy swaai daar tussen heen en weer. As ons pyn het, dan hardloop ons plesier toe. Die plesier veroorsaak pyn. Dan kom ons terug en so gaan dit heen en weer. Dis die pendulum van die lewe wat tussen hierdie twee magte beweeg heen en weer met mense. So ons moet kyk na 'n balans. Hy moet stil hang tussen die twee. Jou lewe moet in balans wees tussen plesier en tussen pyn. Job het gesê, die goeie het ek van die hand van God ontvang, sal ek nie ook die slegte van sy hand ontvang nie. Romeine sê, dat die Here sal vergoed vir die pyn wat ons op aarde lewe.
Moenie jy probeer vlug vir pyn nie. Moenie probeer vlug vir stryd nie. Dit sal daar wees. Want God sê, elkeen wat God vrugtig wil lewe in Christus Jesus, elke arend sal vervolg word. Hulle gaan jou vervolg, jy gaan moeilikheid kry. So, kom ons kyk na onsself. Is jy vanmôre werklik seker dat jy 'n kind van God is? Waar kom jou sekerheid vandaan? Wanneer het dit ontstaan? Waar het dit ontstaan? Baie mense sê, ja, ek het daai tyd gebid. Is dit sekerheid? Hoe word ek 'n kind van God? Baie weet dit nie. Hulle hoor dit, maar dit registreer nie, want ons is besig met ons eie godsdiens. Jy is of in die dimensie van God of in die dimensie van die ewige verlorenheid, soos ons hier sit en daarna aan luister. Altyd. Daar's net twee groepe mense op aarde. Die mens in God se dimensie en die mens in die dimensie van verlorenheid, met ander woorde op die aarde steeds. Die tussenweg is vir God 'n gruwel. Mense wat in die dimensie van God wil lewe en in die dimensie van die wêreld wil lewe, soos die gemeente van die Laodisense waarvan Jesus sê, omdat jy nie warm is of koud nie, maar omdat jy lou is, spoeg ek jou uit my mond uit. Dit is nie vir God aanvaarbaar om 'n middeweg te wil soek in godsdiens nie. Jy is of 'n kind van God of jy's 'n verlore mens. Godsdiens bring jou nie in die hemel nie. Jesus is die weg, die waarheid en die lewe, nie my kerk of my godsdiensbeoefening nie, al lees jy die Bybel elke dag en al bid jy elke dag. Dit bring jou nie in die hemel nie. Dis stimulante wat jou laat sterk word geestelik. Dit wat vanmôre hier gebeur is om jou sterk te maak, om jou op te bou, om jou te bevoordeel deur die dinge wat God vir jou wil leer. So die vraag is jy dalk besig om af te dryf met die stroom soos hierdie arend, besig met die wêreldse dinge, besig met die tydelike dinge, nie in die lug daarbo nie, maar op 'n stuk ys hier wat jou vashou en jou wegvoer na ewige dood. As jy vrygekom het van die sonde en die oordeel, kan jy dan saam sing. Die lied van 'n arend, hier is hy. Ons siel het vrygeraak soos 'n voël uit die vangnet van die voëlvangers. Die vangnet is gebreek en ons het vrygeraak. Die dag wanneer jy besef dat ek is 'n arend en jy daai dimensie gryp en daarin in beweeg, dan kan jy sê, my siel het vrygeraak. Soos 'n voël, sê maar soos 'n arend, en ek is daarbo. So 'n godsdiens maak nie van jou 'n arend nie. Dis een groot ding wat die wêreld so min hoor en so baie moet hoor. Jou godsdiens red jou nie. Jou godsdiens is nie die poort hemel toe nie. Jesus is die poort. Nou sê hierdie ou, the eagle's freedom lies in the dimension of the sky, not in the cage of religion. The eagle's freedom lies in the dimension of the sky, die dimensie van die Heilige Gees, not in the cage of religion. Godsdiens kan jou grootste probleem in jou lewe wees. Moenie laat dit so wees nie. Here sê, you can put wings on a pig, but you don't make it an eagle. Dink aan 'n vark met vlerke, kan hy ooit 'n arend wees? Al sit jy vir hom 1000 vlerke aan, al sit jy vir hom 'n groot vliegtuig se vlerke aan, hy gaan nie daarbo kom nie. 'n Vark bly 'n vark. The eagle's eyes never wander from its purpose. So waar kom ons arendsvisie vandaan? Van die ontdekking van jou bestaansdoel, jou skepingsdoel. As jy nie daarop fokus nie, gaan jy nie verder kom in die lewe nie. Jou bestaansdoel en jou skepingsdoel is dit wat God gee om jou te wys wie is jy. Wie is jy? So ons moet in die week kom, in die week wat kom, asseblief diep besin
en herbesin oor ons geestelike stand in die ewige werklikheid. Ek vra jou om te gaan besin oor jou geestelike stand. Nie of ek nou jare terug bekeerd is nie, of wat ook al nie. Wat is nou besig met jou gebeur? Waar is jy nou? Was jy al ooit in die dimensie waar God is? Al sou jy dalk gered wees? Of het dit vir jou toegegaan, het dit nooit vir jou oopgegaan nie? Om te besef wie ek werklik is. Ons predikers het almal dieselfde probleem met gehore, en ek sê nie eers skuldig nie, ek praat van gehore. Ons het almal dieselfde probleem, dat mense in die kerk sit en glo, ek is op pad hemel toe, maar hulle is tevrede om die lewe van 'n hoender te lewe. Een wyse predikant het gesê, as jy glo jy is op pad hemel toe, en jy is tevrede om alleen op pad hemel toe te wees, is jy nie op pad hemel toe nie, verseker nie. Want die arend se hart is altyd verbonde aan ander se harte. 'n Arend wil altyd by ander arende wees. En 'n arend sorg vir mekaar, hulle sorg baie goed, ons daarby kom. Maar moenie tevrede wees om te dink ek is 'n kind van die Here, ek gaan hemel toe, maar my kind, of my ma, of my buurman, of wie ook al, mense met wie ek werk, kan nie hierdie arend beeld in my sien nie. Hulle weet nie ek is 'n kind van God nie, want ek praat nie daaroor nie. Ek deel nie met hulle enigstens op enige manier my godsdienst nie. Dis nie hoe dit moet wees nie. Paulus het dieselfde probleem gehad, hoor wat sê. 2 Korintiërs 13 sê, ondersoek julle self of julle nie geloof is. Ondersoek jouself, sê Paulus. En hy sê het vir sy gemeente wat kinders van God was, maar daar was ander ook tussenin. Stel julle self op die proef, of is julle nie seker van julle self, dat Jesus Christus in julle is nie? Hoe weet 'n mens Jesus is in jou? Nie deur dit te glo nie, deur dit te beleef, deur dit te ervaar. Jy moet Jesus beleef, jy moet Jesus ervaar. Anders het jy toegemaak vir hom, of jy was nooit sy kind nie. Dis maar hoe dit is, dis 'n werklikheid. En ons kan nie die goeders net laat verbygaan en sê, nee, ek is geseker, as ek sterf, gaan ek dalk hemel toe nie, want ek het daai dag tot bekering gekom. Bekering bring jou nie in die hemel nie. Jesus bring jou in die hemel. So jou verhouding met Jesus Christus, die hemelse arend, dis hoekom hy Johannes evangelie vir ons gegee het. Want hy word daarin voorgestel as die arend van God. In daai beelde van die gerubs ook, is die arend die geestelike deel. Maar God ons help om in te sien hoe belangrik ons lewens op aarde is en hoe maklik ons die wonders wat God vir ons ophou daarbo kan vergeet en verby laat gaan. Moenie dit doen nie asseblief. Vader, ons wil net dankie sê vir Jesus. Ons wil vanmôre dankie sê vir die evangelie van Johannes, waar Jesus, die arend, seun van God, aan ons voorgestel word, en waardeur hy ons roep na hierdie dimensie, elkeen van ons, om hierdie dimensie te ontdek, en daarin te beweeg met alle mag, Ons kan nie net instap in 'n ding nie, ons kan nie net uitstap uit 'n ding uit nie, ons moet dit met mag doen. Paulus sê vir sy gemeente daar in Hebreërs 12 vers 4, julle het nog nie ten bloede toe weerstand gebied in julle stryd teen die sonde nie. Die ander kant is ook waar. Hoeveel krag gebruik ons om by God te wees? Hoeveel krag gebruik ons om in die dimensie van die Heilige Gees in te beweeg? Of wil ons sê, God moet ons daarin optel? Dit werk nie so nie. Here, ons bid dat U asseblief self die outeur van die woord sal wees in harte, en self die stem sal wees wat in ons gewetens met ons praat oor hierdie heilige dinge. En ons dank U daarvoor. Amen.